Kyk, hier is ek, en ek sal na my skape vra en vir hulle sorg, want ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Die genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader, Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Liewe gemeente, Gesang 298. Gesang 298 en ons gaan sing vers 1 en vers 3. Soek in God jou sterkte, kry by hom jou krag. Met sy wapenrusting klee hy ons met mag. Nie teen medemense is ons worstelstryd, maar ons veg teen Satan en sy sluwe listigheid. Hy stuur bose magte in die wêreld in, maar met God se wapens kan ons hul oorwin. Kom ons sing vers 1 en 3 tot eer van die Here saam. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, net soos ons sit, kom ons raak stil voor die Here, dan bid ons saam. Ons almagtige drie-enige God, dankie dat U hierdie kerk se deure laat oopsluit het. Dankie dat U ons laat opstaan het, vir ons klere gegee het om aan te trek, om hier by mekaar te kan kom. Dankie dat U 'n orgelis gegee het vir hierdie gemeente om die sang te begelei, dat ons met ons stemme U kan loof en prys. Want hoe wonderlik is dit om ook met sang ons harte te kan uitspreek. Dankie dat ons in gebed voor U kan neerkniel en ook
dit wat in ons harte is, wat brandend is, te kan uitspreek, te kan sê, by U voete te kan neerlê. Dankie dat ons as gemeente ook kan bid dat U deur U woord ons harte vanoggend sal aanraak, dat U woord vir ons spreekwoordelik sal oopbreek en dat ons brandende harte sal ontvang. Dankie dat ons U wet kan saamlees en dat U wet daar is om ons te toets, om ons as gelowiges die geleentheid te gee om by die voet van die kruis uit te kom. Dankie dat U genade vir ons genoeg is. Dankie Here, dat ons dit in U naam mag vra, met harte wat aan U verbind is. Amen. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons het weer vanoggend die geleentheid om na die wet van die Here te luister en ons gaan dit doen vanuit Eksodus 20. En nadat ons die wet van die Here saam gelees het, kan ons Psalm 38 vers 1 sing. 'n belydenis, 'n gebed dat ons die Here vra, straf tog nie in ongenade my misdade, Heer verdra my met geduld. En op grond van God se woord gaan ons vanoggend sy genade hoor. En daarna met dankbare harte gaan ons die 12 artikels in ons harte saam spreek. En dan 'n dankbaarheidslied op grond van God se vergifnis. Psalm 48 gaan ons dan vers 4 sing. Nou kom ons luister na die wet van die Here, maar kom ons luister daarna vanuit die liefde van God, vanuit sy gees wat in ons harte woon. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie.
Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons hoor vele Sondae die woorde wanneer ons met 'n ware berou en 'n opregte geloof ons toevlug tot God neem, verkondig die woord van God vergifnis van ons sonde. Met ware berou en 'n opregte geloof. Dan staan daar in Romeine 8 vers 6 en 7 die volgende: want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Wat is die troos vir 'n kind van die Here wat met 'n ware berou, 'n opregte geloof tot God gaan, wat deur die Gees van God lewe en dit kan doen? Vers 1 van Romeine 8 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, die wat nie na die vlees, maar na die Gees wandel. Op grond van hierdie belydenis, kom ons doen belydenis van ons geloof en ons spreek die 12 artikels in ons harte soos volg saam. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees, en ek glo in die ewige lewe. Amen.
Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons skriflesing uit die woord van die Here vind ons vanuit Lukas 24. Lukas 24 en ons gaan saam lees vanaf vers 13 tot en met vers 35. As u vanoggend 'n besoeker by ons is, of dalk die eerste keer wat u hier is, vandat ons opstanding Sondag gevier het, sal u oplet, staan ons stil by die feit van geloof en die opstanding van Jesus Christus, wat dit vir ons beteken. Nou kom ons staan vanoggend stil by Lukas 24, vers 13 tot 35. En twee van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, met die naam van Emmaus. En hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle: watter woorde is dit wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom: is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle: watter dinge? En hulle antwoord hom: die dinge aangaande Jesus, die Nasarener, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk, en hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag met dit alles, die 3de dag van dat dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel, nadat hulle vroeg by die graf was. Toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van engele wat sê dat hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind, soos die vroue ook gesê het, maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle: o onverstandiges, met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het, moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie? En hy het begin van Moses en al die profete af en vir hulle uitgelê in al die skrifte die dinge wat op hom betrekking het. Daarop kom hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was. En hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê: bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal. En hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar: was ons hart nie brandend in ons, toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug en vind die 11 en die wat saam met hulle by mekaar was, wat sê: die Here het waarlik opgestaan en het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Tot sover lees ons saam uit die woord van die Here vanoggend. Geliefdes in die Here Jesus Christus, salig is elkeen wat hierdie woord hoor, dit in die hart bewaar en deur die geloof daarin leef. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus,
Die menslike hart is 'n misterieuse ding. Ons praat maklik van iemand se hart, en dan bedoel ons eintlik hulle gevoelens, hulle drome, hulle vrese. Hoeveel keer het ons al vir 'n jong mens gesê, jou hart klop darm warm vir hierdie meisie. Of vir 'n meisie gesê, jou hart kyk met ander oë na hierdie man. Is dit dan verkeerd om te vra, wat van 'n brandende hart? Is dit verkeerd om te vra, soos wat hierdie twee mense gevra het, was ons hart nie brandend toe hy met ons gepraat het nie? Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons praat nie van pyn nie, ons praat nie van swaar kry nie, ons praat van liefde, verlange, hoop en in ons gedeelte van geloof. Geloof wat jou so aan Christus verbind, dat jou hart opgewonde raak daaroor. Ons hoor van twee mense wat op daardie oomblik nie verstaan het waaroor dit werklik gaan nie. Maar die gevolg daarvan was, hulle het volgelinge geword van die Here Jesus Christus. Kom ons kyk wat het met hulle gebeur. Hierdie twee mense was teleurgesteld. Hulle harte was eintlik swaar gewees, moeg gewees. Want dit wat die afgelope paar dae gebeur het en waar dit geëindig het, was eintlik 'n groot teleurstelling gewees, want die verwagting wat hulle gehad het, het nie waar geword nie. Die hoop wat hulle gehad het, was nie so nie. En dan in ons teksvers in vers 32 word die vraag gevra, was ons harte nie brandend in ons toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Was ons harte nie brandend nie? Hoe werk dit dan in ons harte? En ons gaan na hierdie teks kyk vanuit 3 kante, en die een is, dit was 'n pad van teleurstelling. Maar dan die ontdekking van Christus in hierdie gedeelte en die gevolg dan daarvan 'n brandende hart. Kyk waar begin hierdie gedeelte. 2 mense op weg na Emmaus. 8 myl is ongeveer so amper 13 kilometer wat hulle stap om daar uit te kom. Hulle is op pad vanaf Jerusalem waar hulle die afgelope paar dae die Pasga gevier het, waar hulle daar was en ook by Golgotha gesien het wat gebeur. En terwyl hulle loop, gesels hulle twee oor die gebeure wat plaasgevind het, so asof hulle met mekaar wil gesels om sin te maak oor wat gebeur het. Hulle hoop was op Jesus gewees. Vers 21 sê dit duidelik, en ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag, met dit alles die 3de dag van dat dit plaasgevind het. Dit is nou al die 3de dag. Hy het gesterf. Hulle het gehoor van die opstanding. Hier herken hulle. Ons weet nie. Ons weet nie of dit waar is nie. Vroue het daarvan getuig. Simon het daarvan getuig. Maar ons weet nie. Hulle het geglo, Jesus sou die koninkryk kom oprig. Maar hulle geloof was gefestig in 'n Messias wat met magtige krag van oorheersing sou kom. En nou? Toe kom die kruis. Hulle hoop is aan skerwe en hulle wêreld val in duie.
Maar kyk mooi wat het gebeur. In vers 16 staan daar, maar hulle oë is weerhou sodat hulle hom nie kon herken nie. God is hier doelbewus aan die werk en hy gebruik die feit dat hulle oë weerhou is om hom te herken, dat dit nie gaan oor die liggaamlike nie. Dit moet nie gaan oor die liggaam en dit wat dan daarin saam beteken nie. Dit moet gaan oor die geestelike. Die woord moet herken word. Dis hoe geloof werk. Geloof werk nie deur aanskouing nie. Geloof werk nie deur 'n emosie wat jy skielik ervaar nie. Geloof werk deur die kragtige werking van God en die verkondiging van sy woord. Gaan lees gerus Romeine 10 vers 17. Jesus staan skielik in hulle midde en hy vra vir hulle, wat bespreek julle? En hulle deel hulle hartseer met hom. Maar dan is hy dan die enigste vreemdeling wat nie weet wat in Jerusalem gebeur het nie? Volgens hulle was dit 'n reuse gebeurtenis. Almal weet daarvan. Almal het gesien wat gebeur het. Is hy dan die enigste vreemdeling? Weet u, dis hier waar ons onsself baie dikwels kan vereenselwig met dit wat hier gebeur het. Ons harte is baie keer vol van vrae, vol verwarring, vol van teleurstelling. Ons kyk na ons lewens en ons sien die swaar kry, die pyn, die onsekerheid en ons vra baie maklik, maar waar is God? In die Ou Testament het die volk dit ook gedoen. Gaan kyk na Jesaja 40. Maar kyk wat gebeur in ons teksgedeelte in vers 25. En hy sê vir hulle, o onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Hy wys hulle dit, hulle teleurstelling, dit wat hulle verstaan wat die laaste paar dae gebeur het, spruit nie uit die skrif uit nie. Dit spruit uit hulle menslike gedagtes, uit dit wat hulle beleef het. Hulle het gehoop op die Messias, maar die Messias het gekom, hy het verlos. En nou as Jesus met hulle begin praat, waar begin hy hulle leer? Hy begin by Moses. En hy gaan deur al die profete en hy deel met hulle alles wat op hom betrekking het, alles wat oor hom gaan. Dit wat hulle veronderstel is om te weet en dit wat hulle geweet het. Hy deel dit met hulle. Hy wys vir hulle dat die Messias moes ly, maar daarna in sy heerlikheid ingaan. Die kruis was nie 'n nederlaag nie, die kruis was oorwinning gewees. Die kruis was nie die dood nie, maar juis lewe, want hy het opgestaan. En weet jy, hier leer ons 'n baie bekende en belangrike fundament van ons geloof. Ware insig, ware geloof, ware troos is nie in ons harte te vind nie, maar is by God te vind. Christus maak homself eerstens bekend aan hulle, nie deur 'n wonder nie, maar deur die uitleg van die skrifte. Hy gaan terug na die woord van God. En weet jy, nou kan ons mekaar, tipies soos ons as mens redeneer, vra, maar het u Jesus Christus gesien? Want dis waaroor die liggaamlike gaan.
Het u Jesus Christus gesien? Nou, hoe weet ons vandag Jesus Christus leef? Want deur die genade van God, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, lees ons dit en weet ons dit. Dit is geloof. En die gevolg daarvan is, Jesus kom op 'n punt waar hy eintlik voordoen asof hy verder wil aangaan. Hulle moet nou stop, hulle gaan nou huis toe en hy gaan verder aangaan. En dan dring hulle by hom aan, nee, bly by ons. Dis al laat, die dag het gedaal, dit het begin donker word. En dis 'n baie belangrike oomblik, want dit wys vir ons iets, juis van geloof. Geloof hou aan. Geloof bly soek. Geloof sê, bly by my ons Here, want dit is amper aand. Geloof bring jou by die etenstafel uit. Geloof bring jou uit by daardie punt waar die brood gebreek word, waar die Here dit seën, waar hy dit aan hulle gee. En wat gebeur? In die volgende oomblik is hy weg, hy's nie meer daar nie. Maar in die geloof is hulle oë geopen voordat hy weggegaan het. En daarom vers 31 en 32 is die sleutel, die kern waaroor dit vanoggend gaan. Vers 31 sê vir ons, toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandend in ons toe hy met ons op die pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het nie? Die vrug van hierdie ware ontmoeting met die Here bring jou by 'n hart uit wat oortuig is van die waarheid. Dit bring jou by 'n hart uit wat getref is deur die heerlikheid van Christus. Hy het opgestaan, hy het die dood oorwin. Dit bring jou by 'n hart uit wat nie koud kan staan nie, wat nie op 'n afstand kan staan teenoor God nie, maar wat warm, liefdevol, homself verlustig in die weldade van God. Let op wat hierdie brandende hart dan doen. Hierdie twee mense het enkele verse terug vir die Here gesê, maar dis laat. Dis al aan, die dag het gebreek. Nou staan hulle op en hulle loop 13 kilometer terug na Jerusalem. In die aand, in die nag, om vir die disippels te gaan vertel wat het gebeur. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, hierdie gebeure in Lukas 24 vers 13 tot 35 is vir ons as gelowiges so uiters belangrik. Want die hart van die evangelie word hier vir ons geleer. Jesus Christus leef. Hy het opgestaan. Hy is hier by ons teenwoordig deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Hy het ons opgeroep om vanoggend met die lees van die wet terug te kom na hom toe. Om te verstaan en te weet, nie uit die vlees nie, maar uit die Gees moet ons lewe. In sy skrif en sy woord het hy homself geopenbaar. En waar het hy begin? Hy het begin in die Ou Testament. En hy roep hierdie twee mense op om 'n
brandende hart te hê. En die gevolg daarvan is aanbidding, is getuienis. Weet jy, geliefdes in die Here Jesus Christus, ja, baie dikwels is ons harte koud. Ons is moedeloos, ons is skepties. Ons hoor wat gebeur rondom ons en ons raak bang. Maar as die Here dan nie reg is, hy die woorde van vers 25 vra. O onverstandiges met harte wat traag is om te glo alles wat die profete gespreek het. Ons harte is mos nie traag nie. Ons harte staan mos nie stil nie. Om 'n brandende hart vir die Here te hê is om hom te dien. En as u 'n brandende hart vanoggend soek, gaan lees die skrif. As u 'n brandende hart soek, dien die Here wat in die woord verkondig word. Al is die tye somber, al is die probleme baie, al is die gesondheid swak, al is die harte seer, dit maak nie saak nie. Om die Here te soek, is om te weet, hy het opgestaan. Hy het aan sy disippels verskyn, hy het aan hierdie 2 mense verskyn op pad na Emmaus toe. En hy het vir hulle gewys, hy leef. Mag die Here ons ook so ontmoet, ons so leer, dat ons harte brandend word om hom te dien, maar dat dit oor hom sal gaan. Dat selfs die donker ons nie sal weerhou om iemand te vertel van die heerlikheid van God nie. Dat selfs die donkerste oomblik nie daardie brandende hart sal dooddruk nie. En dat ons met vreugde in die Here sal lewe. Want hy het opgestaan. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige drie-enige God, ons buig voor U neer, en in skaamte wil ons sonde bely. Ons wil bely dat ons so maklik ander gode in ons lewens het en U nie alleen dien nie. Ons wil bely dat ons ingestel is op gevoel en emosie en dikwels ook selfs 'n afbeelding probeer maak, om U net sigbaar te maak, om net te kan sê, maar ek glo. Vergewe ons daarvoor. Vergewe ons dat ons geloof so klein is, dat ons nie met oë sien en met hoop leef nie. Oë wat die onsienlike sien, wat die heerlikheid sien wat vir ons wag op grond van U liefde vir ons as U kinders. Vergewe ons asseblief vir alles wat ons verkeerd doen. U ken ons harte en U weet hoe maklik ons dit regverdig, hoe maklik ons dit probeer regpraat, goed praat. Maar vandag wil ons net sê, jammer Here. Jammer dat ons harte nie borrelend is vir U liefde nie. Dat ons nie U grootheid en U liefde raak sien nie. Help ons
dat U woord ons so opgewonde maak. Open ons oë van geloof. Here Jesus, U het voorgeloop. U het dit gedoen wat vir ons wag. U het die dood oorwin en U leef tot in ewigheid en dit is ook wat vir ons as U kinders wag. Dankie dat U ons erfgename gemaak het wat deel is van U liefde en U genade. Wees met elkeen van ons, wees asseblief met ons gemeente, ons beplanning vir ons bazaar die einde van die maand, waar die baniere op is daar buite en ons vir die wêreld wil vertel, ons hou bazaar. Maar mag die wêreld sien dat ons in die geloof leef. Mag hulle U in ons dade raak sien. Hierdie 2 getuies het teruggegaan na die disippels toe, en hulle het gaan vertel, wat het U gedoen, wie is U? Nie oor hulle eie brandende harte nie. En mag ons ook daar uitkom. Dat ons met brandende harte van U sal vertel, sal verkondig. Ons bid vir ons kinders wat besig is om voor te berei, waar hulle binnekort met eksamens gaan begin. Ons bid vir elke ouerhuis, waar ons as paas, as hoofde van ons huise moet staan. Ons bid ook so vir ons vrouens, dat ons saam voor U heerlikheid sal staan en U sal dien. Ons bid vir ons kerk, dat U, Here Jesus, altyd sentraal die middelpunt sal vorm van ons alle doen en late. Ons wil ook bid vir die visitasie van Woensdag aand. Wat 'n voorreg dat ons kan getuig, dat ons 'n gemeente is wat wil streef daarna, om in U genade te leef. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, ons kry nou die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes.
Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, kom ons sing met dankbare harte saam Gesang 2:8-9. Gesang 2:8-9 en ons gaan al drie die verse saam sing. As ons kyk na die eerste vers, Jesus, U gaan voor. Ons sal in U spoor op ons lewensweg kan wandel en in die vertroue handel. U vat self ons hand na die Vaderland. Kom ons sing vers 1, 2 en 3 tot eer van die Here saam. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ontvang die seën van die Here, gaan leef in sy vrede oral waar u gaan. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met ons elkeen. Amen. Liewe gemeente, net namens die kerkraad 'n paar afkondigings. Ons herinner u aan ons aandiens vanaand om 6:00, die tema glo en weet. Dit sluit nou aan by vanoggend. Volgende Sondag is daar 'n deurkollekte vir ons diens van barmhartigheid. Daar geskied 'n kennisgewing van ringsvisitasie. Verlede Sondag het ons dit afgekondig as die 25ste, maar dit het bietjie vervroeg en Woensdag 21 Mei is daar 'n kerkraadsvergadering waar tydens ringsvisitasie gaan plaasvind. Lidmaatskap aangeleenthede. Ons lê die volgende persone se name voor vir approbasie wat aansoek gedoen het om lidmaatskap in die gemeente. Katrien Engelbrecht vanaf die NG Kerk Rietfontein Suid, Hendrik Fourie vanaf die NG Kerk Bergsig, David Kitshoff vanaf die NG Kerk Magalieskruin en Erik en Shirley Ann Swanepoel vanaf AP Kerk Middelburg. Dan almal wat verjaar in hierdie komende week, baie geluk met u verjaarsdag. Mag dit 'n wonderlike dag wees en mag daar vele geseënde jare wees wat voorlê. Ons dink ook aan klein Odette Birds, sy word 4. Nou, ek weet nie of hulle daar in die moederskamer is nie, ek kan nou nie sien tot daar nie, maar vir Odette wil ons ook sê geluk, sy is 4 jaar oud, maar dan Tannie Rita Breitenbach. Tannie Rita sit daar langs Tannie Marie en sy word 89 jaar oud hierdie komende week. Jy moenie so sug nie, daar's mense wat nog ouer is. Maar Tannie Rita, baie geluk ook met Tannie se verjaarsdag. Mag dit 'n besondere lewensjaar wees wat voorlê, wat ons vir Tannie kan toebid.
onder voorbidding, jy het die lysie daar, ons wil net graag oom Ben Boshoff sy naam byvoeg. Oom Ben het die afgelope week baie siek geword, en ons dink ook in ons gebede aan hom en Tannie Hetty. Dan, liewe gemeente, is daar nou 'n paar dinge wat baie belangrik is, en u moet nou kop hou saam met my. Maandag aand het ons gemeentekomitee vergadering. En hierdie gemeentekomitee vergadering gaan handel oor die bazaar van die 31ste Mei. Nou, asseblief, ons kan in die kerk vergader, dit maak nie saak nie. Maar ons kan nie net 5 mense daar wees om hierdie hele bazaar te reël nie. Kom help ons. Ons wil 'n groot geleentheid maak. En weet jy, dit maak 'n mens opgewonde, want ons het alreeds 'n blou wildebees geskenk gekry. En hy gaan opgevuil word. Ons het 'n bees geskenk gekry. Ons gaan Dinsdag vleiswerk. So hou Dinsdagoggend oop. Van 8:30 af daar by Chris en Tannie Gerry Smit se huis. En ek wil maar namens die gemeente vir Tannie Gerry om verskoning vra, want sy het gesê, verlede jaar was die laaste kans. Ons werk by die kerk, en nou gaan ons weer na hulle huis toe, so ek vra my om verskoning, Tannie. Maar ons is daar, en ons gaan kom vleiswerk. So kom help asseblief. So ons het 'n bees gekry. Vanoggend toe ons in die konsistorie kom, lê daar 'n papier op die tafel, waar iemand 'n vakansie van die 7de tot die 18de Desember skenk, wat opgevuil kan word. Hoorie wat gebeur. Ons het 'n mikpunt gestel van R100,000. Help ons, kom beplan saam met ons, kom werk saam met ons. Want ons wil 'n bazaar hou. Wat is lekkerder as bazaarpoeding? Niemand kan bazaarpoeding maak soos die tannies van die kerk nie. Niemand kan pannekoek bak soos die tannies van die kerk nie. Van ons kerk. Dankie tuis. Van ons kerk. Niemand kan so lekker potjiekos maak soos ons gemeente se mense nie. Maar weet jy, ons het hande nodig, ons het mense nodig. Ons gaan tuisgebak hê, handgewerk. Ons tannies wat al afgetree is, wat by die huis sit, wat voel, maar het niks om te doen nie. Brei iets, maak iets met die hande, wat jy altyd kon doen. Bring dit kerk toe. Bak iets as jy kan. Ons wil 'n wit olifanttafel hê. Oom Zander bestuur elke jaar vir ons die wit olifanttafel, en weet jy, dis 'n perfekte geleentheid om die goed in die huis te bring wat jy nie meer gebruik nie. Moet net nie iemand en vrou bring nie. Asseblief. Ons kan nie so baie vra vir iemand nie. Maar so gaan ons bazaar hou. Kom word deel daarvan. En dan lekker goed pakkies. Ons het jong mense wat opgestaan het en gesê het, hulle gaan help met die jeug se tafel. Hulle gaan help om lekker goed pakkies te maak. Hulle gaan speelietjies aanbied vir die kinders. Ons hou bazaar. Al ons vrouens in die gemeente. Hou asseblief 21 Junie oop, daar word 'n damesoggend beplan, en dit beloof om 'n heerlike geleentheid te wees. Ons ligdraers, dis nou eintlik ons werkende jeug, maar eintlik van matriek af en ouer, is welkom om te kom. Ons gaan die 25ste Mei gesels oor hoe weet ek waarvoor God my geroep het. Wat 'n wonderlike tema om te sit en bespreek. Na die aanddiens gaan ons 'n koffietjie kry en ons gaan daar in die Maranatha lokaal sit en met mekaar bietjie gesels. Ons kinders, soek julle die perfekte geleentheid om 'n oom en tannie die hele nag wakker te hou. Vrydag aand. Ons het 'n verbondsonderrig deernag geleentheid waar ons partytjie gaan hou en saam kuier, en ons gaan dit doen aan die huis van hierdie groot oom hier in die hoek met die baard en daai klein tannietjie met die groen baadjie wat daar voor sit. Ons gaan hulle huis omdop. Kom help ons. Elke kind kom en kom wees deel daarvan. Ons wil tog die ouers vra, kleintjies, as jy nie die vrymoedigheid het om jou kleintjie te laat oorsla by iemand nie, moet hom nou nie kom aflaai en dan moet ons nou na hom kyk en hy begin huil oor u nie.
bly dan saam met hom. Bly saam met haar, maar kom geniet dit saam met ons. Dan, liewe gemeente, ons het woensdagoggend weer bidtuur en Bybelstudie. Almal wat woensdagoggend 8 uur niks doen nie, kom woon die bidtuur by en 9 uur begin ons met die Bybelstudie en ons is besig met die boek Hebreërs om dit deur te werk. So kom asseblief en kom deel met ons daarin. Baie belangrik, môre aand gemeentekomitee vergadering, Dinsdag vleiswerk, kom help asseblief dat ons dit saam geniet. Baie seën en voorspoed en mag dit 'n heerlike week wees.